Soos ons sit, kom ons word 'n oomblik stil. Wag in stilte op die Here, want die dag van die Here is naby. Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig kan staan. Wees stil voor die Here al wat lewe. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Vader, Skepper van alle dinge, sienlik en onsienlik. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, waaragtige God, lig uit lig. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, ons Heer en Lewendmaker. Ontvang vanoggend sy vrede, sy liefde en sy genade. Amen. Ons is nou vanoggend by, net kyk waar, by die laaste Sondag van Advent. Ons het die vorige paar weke het ons Advent gevier. Ons het gesê soos ons vir elke week 'n kers aansteek. Iemand wat rook hier binne? Maar wag, hier's 'n ander luiter. Maar goed. Ja, ek moet sy gas is klaar. Hy toe maar. Soos wat ons nader dankie Here. Soos wat ons nader aan Kersfees kom, het ons elke week 'n lig aangesteek of 'n kers aangesteek en soos wat die kerse elke Sondag meer lig veroorsaak, het ons gesê, simboliseer dit dat ons nader kom en nader beweeg aan die ware lig van God. En daarom steek ons vandag die Christuskers aan. Uitkry. Die Christuskers aan wat die lig van God is. Met die laaste kers vier ons dan spesifiek die lig van God. Nou, iemand het vir my gesê dat Kersfees is mos nou al 'n ou boodskap. Hierdie boodskap word nou al vir 2000 jaar vertel en verkondig en vanoggend, juist daarom ook, het ek gedink om vanoggend dalk van 'n bietjie van 'n ander hoek af te kyk na Kersfees en nie te praat oor die baba in die krib nie, maar meer te fokus op die lig van God wat gekom het. So vanoggend, terwyl ons hierdie kerse aansteek, dink ons aan die lig van God. Ons gaan so 2 stukkies lees uit Johannes 1 en die boodskap sluit dan aan by ons Kersangdiens wat so gefokus het op die lig van God wat in die duisternis inbreek. Voor ons begin wil ek julle nooi om te staan. Dan gaan ons 2 liedjies saam sing. Ons sing lied 353 verse 1 tot 3, die Heiland is gebore, en direk daarna lied 354 verse 1 tot 3, o Christus ons verlange. Kom ons staan, dan sing ons saam.
Ons lees vanoggend uit Johannes 1. Ons gaan verse 6 tot 8 en dan 19 tot 28 lees. Johannes 1 verse 6 tot 8 en dan ook verse 19 tot 28. Stein, jy het nou die dag, toe praat ek oor 'n fliek, toe sê vir my, jy het nou 'n lys van flieks wat jy nou wil gaan kyk. Het jy al Matrix gekyk? Okay, so dan het jy vandag nou enetjie al gekyk. Wie van julle het nog nie Matrix gekyk nie? Het julle almal Matrix al gekyk? Daar is iemand wat sê nee. Okay. Nog glad nie Matrix gekyk nie. Okay. Jy ook nie, Johan? Nee. Kyk jy flieks nie? Okay. Ek was 'n predikant geword, maar ek gaan ons nou bedienaar van die woordkursus doen, maar Pop het gister vir my gesê hoe besig jy is, so ek weet of jy nou gaan tyd hê vir die fliek nie. Nou kom ons lees gou Johannes 1, van vers 6 af. Daar was 'n man gestuur deur God, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die gelig te getuig, sodat almal deur hom kan glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Vers 19, en dit is die getuienis van Johannes toe die Jode, priesters en leviete uit Jerusalem na hom gestuur het om vir hom te vra, wie is u? Hy het verklaar, hy het dit nie ontken nie, maar openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wat dan? Is u Elia? Hy sê, ek is nie. Is u 'n profeet? En hy antwoord, nee. Hulle sê toe vir hom, wie is u? Ons moet 'n antwoord verskaf aan hulle wat ons gestuur het. Wat het u oor uself te sê? En hy antwoord hulle toe, ek is die stem van een wat uitroep in die woestyn. Maak die pad vir die Here reguit, soos die profeet Jesaja gesê het. Daar was ook afgevaardiges uit die geleerdere van die Fariseërs, en hulle het hom gevra, as u nie die Christus of Elia of 'n profeet is nie, waarom doop u dan? Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar in julle midde staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Hy is die een wat na my kom, en ek is nie werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Dit het oor kan die Jordaan in Betanië gebeur, waar Jesus besig was om te doop. Waar Johannes besig was om te doop. Goed, die fliek Matrix, vir die van julle wat dit nie ken nie, dit gaan oor 'n denkbeeldige wêreld wat oor ons oë getrek is. So daar was ek kan nou nie die jare onthou nie, 'n oorlog tussen masjiene en hierdie kunsmatige intelligensie en regte mense of die regte wêreld. En op 'n stadium het hierdie oorlog so erg geraak dat die mense moes ondergronds gaan. Hulle moes wegkruip. En die ouens het toe op 'n manier die son uitgeblok, dat die rekenaars nie meer die son se krag kry nie. En wat hulle toe doen is, hulle vat mense en hulle sit hulle so half in kapsules en hulle gebruik die energie om dan hulle praat van simulation. Dis eintlik 'n rekenaarprogram. So die mense is ingeplak in hierdie program. Hulle is eintlik net 'n persoon in 'n kapsule wat daar in 'n trance is, en in hulle brein is daar 'n program wat hardloop. Wat hulle ervaar as die regte lewe, maar dis eintlik die regte lewe nie. So hulle het 'n hele lewe wat hulle leef in hulle brein, maar hulle is eintlik net in hierdie kapsule. Nou, wat nou gebeur is, die ouens wat regtig in die werklikheid leef, wat onder die grond wegkruip, hulle kry 'n manier om ouens uit die matrix uit te haal. So hulle kry dit reg om die ou bewus te maak dat ek is eintlik in 'n program, en wanneer hulle bewus raak van dit, dan reject hierdie program hulle. So wanneer jy sterf in die program, sterf jou in die kapsule en hulle recycle jou so 'n soort van, so hulle skop jou uit, daar wil jou uitskop, daar kom die mense en hulle vang jou dan nou en dan vat hulle jou in die regte wêreld of die regte lewe dan nou in. So die hele ding gaan oor 'n denkbeeldige wêreld wat nie die werklikheid is nie, teenoor die regte wêreld wat glad nie lyk soos hierdie denkbeeldige wêreld nie. Maar daar's 'n profesie dat eendag gaan daar 'n ou kom en hy
gaan die een wees wat hierdie denkbeeldige wêreld ontbloot vir wat dit is. En dan gaan hierdie program die mense uitstoot en die mense gaan ontslaa raak van hierdie slaaf bestaan in hierdie program en gaan mense in 'n oorlog teen hierdie rekenaars gaan en uiteindelik die oorlog wen. Kyk, nou as jy nou die program gaan kyk, die fliek gaan kyk, gaan jy sien daar's baie ondertone rondom ons Christelike bestaan. Die denkbeeldige wêreld rondom dit wat ons hier op aarde beleef en dink is die werklikheid wat nie eintlik die werklikheid is nie. Die geestelike wêreld, die geestelike bestaan, dit is die werklikheid. Nou die ou wat hierdie nou sou doen, hy is bekend as die een, the one. Nee? Sy naam in die fliek is Neo, en uiteindelik daar's 'n ou met die naam Morpheus. Nou Morpheus, hy is een van die groot generaals of wat ek al van hierdie mense wat hierdie werklike bestaan, en sy hele lewensdoel was om die een te kry, om hierdie persoon te kry wat dit gaan doen. Uiteindelik spoor hy vir Neo op, hulle kry dit reg dat die program hom uitskop, en nou, hoe dit nou werk is, hulle kan deur masjiene in en uit hierdie matrix wêreld uitkom. En voor dit nou kan gebeur, moet Neo sekere goed leer, en dan moet hy teruggaan in hierdie program om die proses te begin. Nou hy is die een, Morpheus weet dit, maar die ander, hulle twyfel so bietjie. Die hele tyd is daar hierdie spanning, ook in Neo self, is ek die een of is ek nie? En na die einde van die fliek toe, kom dit uit hy is. Nou dan sal nou 'n tweede en 'n derde, en ek kan nou daar of 'n vierde fliek is nie, wat nou 'n bietjie meer gaan oor die oorlog tussen die mense en die robotte. Nou met dit in gedagte, die een wat sou kom, dit is die ding wat ons moet onthou rondom die evangelieboodskap. Vir eeue lank is daar die een wat sou kom, die Messias, die gestuurde een van God. Nou julle onthou toe Maria swanger was, en die engel na verskyn en vir haar gesê, jy is swanger, jy gaan 'n seun in die wêreld bring, en toe sê hy vir haar, maar onthou nou, of nie onthou nie, maar gaan kyk, ek kan nou nie onthou, sy haar skoonsister of haar tannie of wie nie, hy sê toe, gaan na Elisabeth toe, en gaan praat met haar, en dan wanneer sy daar aankom, en sy praat met haar, en sy Elisabeth ook swanger, en as Elisabeth Maria se stem hoor, sê dit Elisabeth se babatjie het reageer na maag, onthou julle dit, die baba het geskop. Nou daai baba is Johannes. Johannes die Doper. Nou die evangelie is nie geskryf deur Johannes die Doper nie, hy is geskryf deur Johannes die disipel, en ons het laasweek of Sondag wat verby is ons gepraat oor een Johannes is dieselfde skrywer. Johannes wat die evangelie geskryf het, en Johannes wat die briewe skryf, is dieselfde Johannes. Nou Johannes die evangelie is by verre my gunsteling onder die evangelies en een van my gunstelinge in die Bybel. En dit is spesifiek oor die manier wat Johannes die evangelieverhaal skryf. Hy het 'n totaal ander aanslag as die ander evangelies. En hy begin dit ook anders. Hy begin, onthou julle op Kersdag het ons die ander gedeelte gelees uit Kerssangdiens, die ander gedeelte gelees uit Johannes wat hy gesê het van die duisternis in die wêreld en die lig van God wat na die wêreld toe sou kom en die duisternis wat die lig nie sou kon oorweldig nie, wat nie sou kon staande bly teen die lig van God nie. Nou Johannes die doper. As eintlik sê Johannes die doper, want dit was nie eintlik waarvoor hy geroep was. Johannes is nie gestuur om te doop nie. Dis een van die goed wat hy gedoen het. Hy is gestuur om te getuig van die een wat sou kom. En dis 'n belangrike ding wat ons moet onthou. Nou hoe Johannes gelyk. As jy nou al hierdie flieks van Amerika gekyk en dan kry jy altyd hierdie boemelaar wat so op straathoek staan, en hy so verwaarloos, en hy lyk of hy op iets is, en dan staan hy en skree hy, die einde is hier, die einde. Julle het dit al gesien, julle ken die beeld, né? Die prentjie van hierdie verwaarloosde ou wat waarsku dat die einde gekom het. Nou Johannes was so 'n figuur. Hy het in die wildernis gebly, so hy het nie in die samelewing tussen mense gebly nie, hy het daar in die veld gebly. Sy klere was nie gewone klere nie, hy het klere gemaak uit velde van diere en hy het dit gedra. Hy het wille sprinkane geëet en wille heuning geëet en dis waaruit hierdie ou bestaan het en geleef het. En dan kom hy nou in die gemeenskap in en hy begin hierdie boodskap verkondig. Daar's een wat kom. Baie belangrike gedagte om te onthou. Nou, wanneer ons hierdie adventkerse aansteek, die hele advent 'n wagtydperk vir die een wat kom.
Wie is die een wat kom? Die lig van God. Nou ek lees 'n storie van 'n ou wat vertel, hy was in South Dakota. Ek kan nou onthou wat die grot se naam is. Dit was daar 'n grot, maar met die grot gaan jy af met trappe tot onder in die grot, 800 trappe. En onder dan sit hulle die ligte af. En sê daar ou, dit was so 'n verstommende donkerte. Hy sê dit is 'n donkerte wat hy nog nooit gesien het nie. Hy weet nie of die ligte 5 minute of 15 minute af was nie, hy weet nie. Maar sy oë kon nie gewoond raak aan hierdie donker nie. Hy sê dit was so donker, jy kan nie jou hand voor die oë sien nie. Pik donker. En die toergids sê vir hulle, as jy 'n vuurhoekie aansteek om 100 meter van daar af, dan gaan jy daai lig dadelik sien. Daai duisternis, daai donkerte was so oorweldigend, dat die kleinste, geringste liggie sou 'n verandering maak aan daai donkerte. Nou, ons het op Kersdag, Kersdag, met die Kersangdiens baie gepraat oor hierdie donkerte. Ons het gesê, dat as jy in jou sitkamer sit en jy sit al die ligte af, dan raak jou oë met tyd gewoond aan hierdie donkerte, gewoond aan die duisternis. Hy sê, daai donkerte is nie so nie. Jy raak nie gewoond aan hom, jy is te donker. Nou die probleem is met duisternis, ons het dit met die Kersangdiens ook gesê, die probleem met die donkerte is dat ons gewoond raak aan die donker, ons oë begin aanpas. En dis die probleem in ons lewe ook, dat ons raak gewoond aan die duisternis om ons, en ons begin dink dat dit is waaroor dit gaan. Ons begin dink dat hierdie matrix is die regte wêreld, hierdie skadubeeld van wat die lewe is, ons begin dit aanvaar as die werklikheid waaroor dit gaan. En Johannes Evangelie kom praat met ons oor hierdie lig in die duisternis, maar spesifiek die identiteit van die een wat sou kom. En dis 'n belangrike ding. Die hele Johannes Evangelie, alles wat gesê is, alles wat gedoen is, hy fokus nie op die krag van God nie, hy fokus nie op dit wat Jesus gesê het nie, dis nie die belangrike ding nie. Alles wat in die Evangelie vertel word vertel om vir ons te sê, wie is Christus? Wie is hierdie een wat sou kom? Daai julle in die gesprek met Nikodemus daar in die donkerte, waar hulle ook in die donker sit, dan praat hulle oor die wedergeboorte. Dit gaan oor wie is Jesus? Met die Samaritaanse vrou, dit gaan oor die identiteit van Jesus. Ek is die lewende water. Wanneer dit kom by Lazarus wat dood is, dit gaan nie oor Jesus wat die krag het om Lazarus uit die dood op te wek nie. Jesus sê vir Maria en Martha, ek is die lewe, ek is die opstanding. Dit is waaroor dit gaan, ek is. Wie is Jesus? Dit is nou interessant, as 'n manier om vir ons te verduidelik wie Jesus is, begin Johannes, die skrywer, by wie Johannes nie is nie. Dit klink nogal andersom, nee. So wanneer Johannes nou kom en hy doen hierdie werk, en dan die verhaal sê vir ons, hulle stuur skrifgeleerdes, en hulle stuur hierdie godsdienstige ouens, om te gaan uitvind, maar wie is hy? Wie is hierdie man wat in die woestyn loop? Hy sê, ek is niemand. Ek is die een wat sê, maak gereed. Die boodskap van Advent, maak gereed vir die een wat kom. 4 weke nou, het ons gesê, maak gereed. Nou sê Johannes vir hulle, ek is net die een wat getuig, dat daar 'n openbaring kom. 'n Openbaring van wie God is. Nou, Johannes, die evangelie, onthou dit is 'n Griekse wêreld met Griekse filosofie en Griekse godsdienste en al hierdie dinge in die Griekse wêreld, kom Johannes en hy gebruik dit in sy evangelie. Daarom fokus hy so baie deur te begin. Hy sê in die begin was die woord, die logos. Nee, die woord was God, die woord was by God. En sonder hom het niks bestaan nie. En hierdie woord het lig geword en het onder ons kom bly. Waaroor gaan dit? Oor wie gaan dit? Uit en uit net oor Jesus. Nou vra hulle vir hom, maar wie's jy dan? Is jy Elia? Sê nee, ek is nie. Is jy die Christus, die Messias? Sê nee, ek is nie. Is jy dan een van die profete? Nee, ek is nie. Nou wie is jy? En dan vra hulle vir hom reguit, onder wie se gesag doen jy dan hierdie dinge? Onder wie se gesag kom jy met hierdie boodskap? Wie gee jou die reg om te doop? Klink na 'n snaakse vraag, maar dit gaan oor sy autoriteit. Nou, volgende jaar
kyk as nou ons gaan maak nou klaar met Advent, dan begin ons met Epifanie en Epifanie snaaks genoeg min of meer maar dieselfde tema as Advent. Dit gaan oor die lig wat gekom het. So 'n paar weke praat ons daaroor. Toe mag nie elke Sondag praat oor die lig nie, hoor. Ons sal daarom ander temas hê in die Epifanie. Na Epifanie, dan kom ons op 'n stadium by lydingstyd en dan die Pinkstertyd en na Pinkstertyd dan is Koninkrykstyd. In Koninkrykstyd sal ek 'n reeks doen oor die antieke wêreld en 'n manier wat die antieke wêreld na die goed gekyk het. Dit is een van die belangrikste goed wat ons moet weet, die antieke kultuur en 'n manier van doen en 'n manier van dink om te verstaan dit wat die evangelie boodskap vir ons kom sê. Dit wie Jesus eintlik is. Daai is belangrik goed, maar ons gaan daaroor praat volgende jaar. Nou een van die goed wat ons nou net vandag so vinnig moet aanraak, is die vraag, wie is jy dan? Nou, as ek nou vandag vir jou vra, wie is jy, en jy dink nou 'n bietjie dieper, dan gaan jy nou sê, hoe dink jy oor die lewe, en jou waardes dalk, en dit wat jy beleef het. Wanneer hulle vir Johannes vra, wie is jy, dan vra hulle eintlik van wie is jou ouers? Waar kom jy vandaan? Onthou jy toe hulle vir Jesus of van die ouens sê, maar kom, hoor jy, ons dink ons het die Messias gekry, hy kom daar van Nasaret. Sê een van hulle, maar kan daar iets goed daar vandaan afkom? Kan iets goed uit Nasaret kom? Nasaret was nie 'n plekkie waar wat hoë aansien gehad het nie. Nou vra hulle vir Johannes, wie is jy? Wie is jou ouers? Okay, nou, wie was sy ouers? Hulle was nie godsdienstige ouers nie. Of groot godsdienstige figure nie, so wie gee vir jou die reg? In wie se autoriteit kom jy dan om hierdie dinge te doen? So hulle sê eintlik van, weet jy wat, jy beweeg nou in 'n area waar jy geen seggenskap het nie. As jy in die antieke wêreld uit 'n lae-klas familie uitgekom het, dan kon jy net lae-klas goed doen. Jy kon nie 'n godsdienstige leier word as jou pa 'n skrynwerker was nie. Julle sien waarheen die storie gaan, nê. Jy kan nie 'n prokureur word as jou pa 'n straatveer is nie. Want jy's nie daai klas mens nie. Jy kan nie buitekant dit waar binne jy is, jou identiteit, waar jy vandaan kom, jy kan nie uit dit beweeg nie. Daar's grense in die samelewing. Ons sal volgende jaar baie dieper kyk na hierdie goede. So hulle sê nou eintlik vir hom, you've got no business doing what you're doing. Val terug in lyn. Kom terug by dit wat jy doen. En dan sê Johannes vir hulle, maar julle kyk nou na my, maar tussen julle staan daar iemand wat julle nie ken nie. Wie staan tussen hulle? Die lig van God. Hulle ken hom nie. Daar staan 'n godsdienstige leier tussen hulle, wat hulle glad nie weet wie hy is nie. Hulle kyk hom mis. Onder hulle is daar 'n ou wat besig is om dinge te doen wat heeltemal buite sy klas is. So Johannes sê nou vir hulle hierso, as jy dink ek beweeg op vlakke rond of plekke rond waar ek niks verloor het nie, wag mos 'n bietjie. Daar kom 'n ander ou. Hy sê hierdie ou is ek nie eers waardig om sy skoene los te maak of vas te maak nie. 'n Seun van 'n skrynwerker. 'n Baba wat in 'n stal gebore is. Kan julle imagine? Die seun van God kom, gebore in 'n stal, en hy gaan die godsdiens van die tyd hervorm, herinterpreteer. Hy gaan dinge begin doen, dinge begin sê, en dan gaan julle sien waarmee is God besig. Met dinge wat julle geen benul van het nie. Hy sê, ek is net die een wat vir jou sê, kyk. Ek is net die een wat sê, kyk, hier kom iets. Hier's 'n lig aan die kom, 'n flikkering van iets. En wanneer ons kyk na wat Jesus gedoen het en gesê het, dan kom ons agter dat selfs in hierdie godsdienstige leiers van die tyd, was hulle in absolute duisternis. Hulle het geen idee waaroor dit gegaan het nie. Hulle het so gefokus geraak op die wet en dit wat die wet bepaal en dit wat die wet sê, dat hulle die een oor wie die wet gaan, totaal gemis het. Dis wat Johannes sê, ek fit nie hierdie mold van julle nie, nee. Ek kom hier uit die wildernis uit, ek eet 'n klomp goed wat julle nie sou eet nie, en ek lewe op 'n manier wat jy nie sou lewe nie, en dit ontstel jou wanneer ek iets oor God sê. Maar na my kom daar iemand totaal anders.
Jy dink jou boks is nou geskit. Kyk net bietjie. Daar's 'n ou Bruce Forbes wat 'n boek geskryf het, Christmas: A Candid History. Wat 'n bietjie van 'n geskiedenis geskryf het oor Kersfees. Nou, ek weet nie op Dispatch op 'n stadium, ek weet nie van hier nie, op Dispatch op 'n stadium was daar 'n hele beweging wat sê die Kersfees is 'n klomp heidense gebruike en het heidense oorsprong en 'n klomp ouens wat Kersfees boikot en sê ons hou nie Kersfees nie, ons gaan nie Kersfees vier nie, ons gaan nie Kersfees kerk toe nie. Daar is maar sulke bewegings in die samelewing. Nou Bruce skryf oor die geboorte van Christus. En hy sê dit so 'n bietjie in konteks. In Europa, waar oor Kerstye is in die winter, korter dae, langer nagte en in hierdie koue, skryf hy iets oor die fees van lig. En dis wat Kersfees is, 'n fees van lig, 'n viering van lig. En hy sê, so belangrik, julle ouens wat boere is, julle weet hoe belangrik son is. Sonskyn is vir plante en vir lewe en iets wat ek nou hier geleer het, en toe ek in Pretoria was en selfs in Dispatch was, en sê ons moet vir die boere bid vir reën, en dan kom jy in 'n boerderygemeenskap en sê hulle, dominee, nou moet jy bid vir son. Nou as nou te veel reën, nou moet ons bid vir son. Nou julle ken dit mos nou, né? So die lig, daar's 'n baie belangrike aspek daarvan. En Kersfees gaan oor die vuur van lig, die lig van God. Nou is die vraag, Johannes vra nou eintlik vir ons, en hy vra vir die Fariseërs, maar hy vra nie eintlik net vir die Fariseërs, en hy vra dit vir vandag vir ons ook. Toe van hierdie ouens kom en hulle sê vir Johannes, doop ons ook. Toe sê hy, julle slange, wie het julle gewaarsku? Wie het vir julle gesê julle moet tot bekering kom? Wie het vir julle gesê julle moet julle kom laat doop? Wie het vir julle wys gemaak dat julle in die duister is? Dat julle besig is met 'n klomp dinge wat julle gedink die waarheid is. Wie het vir julle gewys daarop? Jesus kom op 'n plek en dan praat hy oor die lig. Dan praat hulle oor blinde ou. Ek sê dit ook volgende jaar. Miskien het Martin die goede met julle gepraat en gepreek, maar die antieke wêreld het gedink, lig kom uit jou oog uit. Nee, ons weet nou vandag, wat buite gebeur, gaan deur ons oë na ons brein interpreteer dit en so maak ons sin. Die antieke wêreld het gedink, uit my oog uit kom maar lig. Nee? En daarom vra Jesus vir hulle op 'n stadium, die lig wat jy sien, as hierdie lig duister is hoe diep is die duisternis binne in jou? Johannes vra nou vir hulle, hoe diep is die duisternis binne in julle? Dat julle nou moes besef, daar's lig. Op 'n stadium staan Johannes en hy is besig om te doop, en dan kom Jesus aangestap, en dan sê Johannes vir hulle, wat was sy roeping gewees? Om te getuig, te sê kyk. Maar Jesus aankom, dan sê hy vir hulle, kyk daar. Daar kom die lam van God. Daar kom die seun van God. Kyk daar is die lig van God wat in die duisternis inkom. Hy maak hulle attent daarop. Dit wat jy hier om jou sien, hierdie matrix waarin jy leef, hy sê daar's die een wat jou gaan verlos van dit. Daar's die een wat jou uit jou valse werklikheid uit sal ruk binne in hierdie verhouding met God in. Nou wat sê Johannes gaan hy doen? Hy gaan vir mense red van hulle sondes. Die Johannes Evangelie praat nie van sondes as dade wat ons verkeerd doen nie. Nee, dit gaan vir hom oor meer as net oortredinge. Hy sê vir hulle dat hy gaan jou red van jou sonde. Sonde is eintlik om verwyder te wees van God. En wat doen sonde in ons gedagte van verkeerde optrede? Dit verwyder ons van God. As ons aanhou met ons sonde, dan beweeg ons al hoe verder van God af. So van Johannes sê, hierdie persoon wat hier aankom, gaan die wêreld van hulle sonde vrymaak. Beteken dit jou skeiding tussen ons en God. Daar verlorenheid. Hier kom die een wat dit gaan oorbrug. Hier kom die een wat in jou duisternis lig sal bring. Hy sê, maar ek is nie die lig nie. Ek is die een wat getuig van die lig. En ek wat hier voor staan, is nie die lig nie. En niemand van julle is die lig nie. As jy my so vra, wie is ek? My pa was 'n myner.
My ma het in retail gewerk. Ek is eintlik niks. In terme van godsdienstige, ek kom nie uit 'n lang geskiedenis van godsdienstige leiers en teoloë en ek kom maar hier voor julle as 'n getuie van die lig, met ook duisternis in my lewe, in my omstandighede, soos daar ook duisternis in julle lewens is, in julle omstandighede is. Maar ons het die lig gesien. In hierdie duisternis het ons iets gesien van hom wat kom na die wêreld, om die wêreld van hulle duisternis te bevry, om lig in ons duisternis te kom bring. 2000 jaar terug het hierdie verhaal begin. Ek praat in die week met 'n predikant, Marie, julle ken vir Marie, Arno, jou broer, né? Ja. Praat ek en hy vertel vir my van 'n ou wat hom nou gebel het, wat 40 jaar terug was hy alkoholis, en hy het vir Marie gebel en gesê, help my, ek moet hiervan ontslaa raak, ek moet hier uitkom. Hy sê die ou het hom nou gebel en gesê, wie, dis 40 jaar terug. 40 jaar terug wat die lig in sy duisternis ingekom het. Wat die lig iets in sy lewe kom verander het. Nou is die vraag vir ons, is Kersfees net nog 'n Kersfees? Net nog 'n dag vir ons met familie deurbring en spandeer? Of is Kersfees die tyd wat ons, hom wat tussen ons staan, kan herken? Die lig van God wat gekom het, kan raak sien in ons lewens, om verby die matrix te kyk en die een te sien. Om toe te laat dat hy in ons duisternis begin werk, in ons duisternis dinge verander en in ons harte werk, in ons gedagtes werk. Dat hierdie verhaal vir ons 'n verhaal word wat lewe gee. Ek wil afsluit met net met hierdie vraag. Ken jy hom wat tussen ons staan? Advent en Kersfees gaan oor Immanuel, God met ons. God wat tussen ons kom woon het. God wat naby is. Meer as net 'n babatjie in 'n stal. Die wese van wie God is, wat mens geword het en vir ons kom wys het wie is God. Ken ons hom? Ek gee so 2 minute vir stil gebed en oordeenking.
Genadige God, ons is dankbaar dat ons vanoggend by mekaar kan wees as 'n geloofsgemeenskap. Ons is dankbaar dat ons elke jaar kan dink oor die geboorte van u seun, oor wat die implikasies is, en ons dankie ook dat u woord so ryk is. Dat dit ons kan aanspreek op maniere en vlakke en velde wat ons nooit gedink het. Ons dankie vir skrywers, vir u disippels wat vir ons die verhaal op verskillende maniere vertel het en geleer het. En ons dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan kom. As u kinders, as mense wat in u glo, aan u vashou, as mense wat die lig gesien het. Ons vra dat u hierdie Kersboodskap ook so sal gebruik om ons oë oop te maak dat ons nie net aan 'n babatjie in 'n krib vaskyk nie, maar dat ons u kan sien, dat ons die identiteit van Jesus as God self, as die een wat gekom het om te verlos en vry te maak, die een wat gekom het om ons met u te versoen, dat ons daardie verhaal kan sien, dat dit die Kersverhaal vir ons sal wees. Mag ons in hierdie tyd toelaat ook dat dit ons hele gedagtes, ons verstand en begrip oor u sal verander en transformeer. Maak ons los van hierdie denkbeeldige wêreld wat oor ons getrek is, wat ons dink is alwaaroor dinge gaan, om die werklikheid, die bestaan van die geestelike dimensie, met u as ewige koning en ware God, dat dit ons werklikheid, ons dryf en ons kern sal wees. Mag dit ons lewens so transformeer, dat ons u in alles en alle omstandighede kan verheerlik, en vir u die eer sal gee. Amen. Gemeente, daar is nie kollekte vir oggend nie, as net deurkollekte, soos ek nou gesê het, vir Bybelverspreiding. So ek wil julle nooi om te staan. Ons gaan afsluit met lied 348, vers 1 tot 3, Stille Nag. En daarna gaan ek die seën uitspreek, en ons gaan afsluit met die amen. Of nie die amen nie, wat die enetjie, ek kan nie onthou nie. Dit sal op die projektor wees. Kom ons staan, dan sing ons Stille Nag, en ek spreek daarna die seën uit. Gemeente, mag julle 'n geseënde dag hê. Mag julle bewus wees van God se liefde en sy genade en sy vrede, maar bo alles mag julle bewus wees van Jesus as die ware openbaring van God. Mag hy lig in jou lewe wees, mag jou lewe transformeer, mag alles in jou lewe vir hom wees, tot eer van hom, om hom te verheerlik. Ontvang sy vrede, sy liefde en sy genade. Amen.